Hierdie skildery se naam is die Arnolfini portret. Hoe skryf 'n mens daai? Dit is in 1434 Wag dan nie. geskilder Is daai deur die Hollandse kunstenaar, Jan van Wyk. nee, Jan van Eyck. Kyk na die spelling van daai naam. En die skildery se naam is die Arnolfini, dis 'n Arnolfini portret. Die Arnolfini portret. Is dan nie? Ja, Daai skoene nie. Boek. Dis daai eintlik hoe die die skoene skoene, gelyk het. dit is hoe hulle skoene gelyk het. Ja, dis seker hulle buiteskoene gewees. Dis baie opmerklik van jou. Sterk. Daar in die hoek, kyk daar. Kyk daai skoene daar. Dit lyk soos klein mense. Dis houtskoene, dis klompe. Dis daai is hout en dan sit jy jou voet deur. Jy het seker buite daarmee geloop. Ek weet nie. Sekerlik. Ek weet nie. Goed, so dis ons eerste skildery. Jan van Eyck, die Arnolfini portret. Die volgende een is hierdie vreeslike vreemde een van Hieronymus Bosch, Hieronymus. The Garden of Earthly Delights. Kom ons noem dit in Afrikaans, ons gee hom 'n Afrikaanse naam, die tuin van plesier. Die tuin van plesier. As jy albei die name in Engels en in Afrikaans kan onthou, wonderlik. Ons gee hom sy The Garden of Earthly Delights is die Engelse naam en die kunstenaar Hieronymus, ek is nie seker of ek dit reg spel, sy naam nie. Hieronymus Bosch en die datum is 1484 tot 1486. Die tuin van plesier. Nou wat gaan daar aan? Jy moet nou maar op die internet gaan soek. En hierdie ouetjie moet jy nou maar gaan bestudeer. Ek sê vir julle dit is 'n baie interessante skildery. Nee, dan ek dink hy het 'n waterpark. Dit is volle ding waar. baie interessant. 'n Mens kan jouself ure besig hou deur hierdie skildery te bestudeer. Ja, kyk maar, dit is skerpe hier nog goed. Dit is regtig waar iets wat uit 'n ander wêreld kom. Ons moet sê as mense wat goed soos daai gemaak het, hulle gesê is mal. Die tuin van plesier, Hieronymus Bosch. Dan die volgende een. Die Primavera. Dis 'n detail. So hierdie is 'n stukkie detail uit hom uit. Sandro Botticelli, dis reg. Daar's 'n detail Wag dan nie. en hier is die hele skildery. Kom ons kyk, daar's die hele skildery. Dan is ek reg onthou, daai is 'n prentjie van die Roman god Venus. Romeinse godin Venus. Ja, daar's Cupido daarbo. Kyk gou. Ja. Daar's Cupido. Daar is, ek dink hierdie is Mercurius met sy vlerke skoene. Hy kan die boodskappe van die gode en dan hierdie naakte. En hier is die wind wat iemand wil ontvoer. Ek weet nie lekker wat gebeur hier in die regterkantste hoek nie. Kidnap sy die vrou. Arme vrou. Dit is nou wat Gou, hoe lyk sy kinda soos Mother Mary? kom ons kyk gou wat is sy naam? Sy naam is die Primavera. Mens kan dit in Afrikaans lente, maar leer maar die Italiaanse naam want dit is sy bekende naam. Primavera. Primavera en dit is in 1482 geskilder deur Botticelli. 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 Botticelli, mamma mia. Sandro Botticelli, die Primavera. Ons is by die 15de eeu. Daar's 5 skilderye. Môre gaan ek vir julle vra. Hierdie 5 skilderye moet jy môre ken. Ons gaan die eerste 5 vandag doen.
Die volgende eeu gaan ons môre doen. The Last Supper, die heel bekende ene van Da Vinci. Ek is surprised as iemand nog nooit van die Last Supper Wat hierin uitgebeeld word, is natuurlik die eerste nagmaal. Ja. In die middel het ons vir Jesus en daar sit Judas langs hom en al die disippels. Maar dis amper ongelooflik om te dink dat hierdie op 'n plat muur geteken is en kyk hoe skep hy die perspektief. Dis 'n belangrike woord wat ek wil hê julle moet onthou. Perspektief. As ek ons reg onthou, Da Vinci wou gehê dat hulle dink dat dit soos Gehaat in die het. gebou is. Dat dit soos lyk soos in die gebou is. Ek is seker hy wou. Want dit is kom hulle op 'n Okay, dit is Da Vinci en sy naam was natuurlik Leonardo. En dit in Afrikaans is hierdie skildery se naam Dan nie nou net nou die laaste avondmaal. avondmaal. Ja, nagmaal is iets anders. Avondmaal. Dit is Die laaste avondmaal in Engels is dit, Henko, luister jy? The Last Supper. maar dit is maar Jesus se Die datum 1498. Okay. En dan die laaste skildery van die 15de eeu, Lady with an Ermine. Lady with a Ek weet nou nog steeds nie wat noem mens daai diertjie in Afrikaans nie. oh weasel. Ons leer maar sy Engelse naam. Lady with a weasel. Lady with an Ermine. Lady with a En dit is ook Da Vinci. nie dan nie. Ek dink hy weasel gaan op diesel. You want you. Ek kry my paint en ek gaan 'n easel gebruik. In Engels gaan jy daai hoofletter maak, Lady with an Ermine. Ons weet nie presies wanneer dit geskilder is nie. Hulle sê van tussen 1489 tot 1491. Wat's dat nie? The girl with the white pearl or something. The Girl with the Pearl Earring, hy kom later. O, dis een van my gunsteling skilderye. Ek wil so graag een van hulle hê. Ek verstaan nie hoekom op die tyd nie, maar kyk daarso. Kyk die een is wat so ons kan uitvind van die 14de van die Okay. 30s van die 14de. Kom ons tot kyk die gou- 90s was dit Kom ons al kyk gou of julle kan bal. onthou. Wat is hierdie skildery? Wat is hierdie skildery waarna ek nou wys? Wat is sy naam, Emma? Dit Sst, jy bietjie. Wie kan sy naam onthou asseblief iemand? Ja, die Arnolfini portret. portret. Mooi. Die Arnolfini portret. Wie het hom geskilder? Darren? Ek weet ook kyk hier dan uit. Kyk, Jan van Eyck. Wat noem wag. Kom ons maak gou so. Kom ons maak gou so. Kom ons maak gou so. Kom ons maak Vera. Dit was geskets Die deur Primavera, dis geskilder. geskilder deur wat is hy ook se naam so Italian klink. Dit is Italiaans. Is Ek het Botticelli. 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 Dis 'n detail. The Last Supper. The Last Supper. Wie het hom geskilder? Leonardo da Vinci. Da Vinci. Hierdie een? Lady with is Moenie uitskree nie. Lady with an Ermine. Ja. Dis ook Da Vinci. Sê gou, watter skildery is hierdie? kan ek maar Kom, nie jy nie. Earth is the light. Ja, en in Afrikaans gaan ons hom noem Die tuin van vrede. plesier. vrede. Plesier, hulle het pret hier binne hoor. En hierdie een, kom, Darren. Wat is sy naam? kyk sit dan nie. Nee, Darren gaan sê. Ek ken hom nie maar. Jy moet dit leer, jy moet dit memoriseer. Dan ek dink ons leer Sê. meer as hulle. Die Arnolfini portret. Die Arnolfini portret. Okay. Ouens, môre gaan ek vir julle vra, wat moet jy weet? Jy moet weet wat die naam van die skildery is. Gaan jy vir dit op 'n moed sit? Ek sal ja, want anders gaan julle nie die prente kan sien nie. So jy gaan môre op Moodle toetsie skryf. Jy moet die skildery identifiseer. Jy moet sy naam reg gee. Jy moet sê wie het hom geskilder.
Nee? Jy moet sê wie het hom geskilder. Jy moet sê wanneer is hy geskilder. Die naam, ek gaan vir jou die prentjie wys. Jy moet sê wie het hom geskilder, wanneer is hy geskilder. Die tuin van plesier, die laaste avondmaal, die dame met 'n diertjie, Lady with an Ermine, die Arnolfie die portret, die Primavera. En hierdie is almal skilderye, ouens, uit watter eeu kom, uit watter tydperk kom hierdie? 15 eeu. Die 15de eeu. Right, dis ons eerste stel wat ons môre gaan doen. Net vir hulle. Jy ook, natuurlik. Almal.